Die DA se leier in Gauteng, Solly Msimanga, vra dat Ramaphosa ingryp by stand van sake in Gauteng en Johannesburg, en die VF+ is woedend oor 'n stikkende huisbak nadat 'n gestremde raadslid gedra moes word. Welkom by die nuus op 26 Maart. Die DA in Gauteng het 'n oop brief aan president Cyril Ramaphosa gerig, waarin die party 'n versoek op die president doen om dringend in te gryp om Johannesburg te red. In die skrywe vra die party se leier in Gauteng, Solly Msimanga, dat sulke optrede langtermyn volhoubare groei en werkskepping in Johannesburg in besonder en Gauteng in die algemeen as 'n doelwit moet hê. Tesame met die oop brief het die DA ook 'n voorgestelde reddingsplan uitgereik om Johannesburg reg te ruk. Die optrede van die DA kom nadat Ramaphosa tydens 'n oorsigbesoek sy ongelukkigheid uitgespreek het oor die agteruitgang van die goudstad. Die VF+ sê dit is onaanvaarbaar dat 'n gestremde persoon of 'n VF+ raadslid in die Randwest plaaslike munisipaliteit by 'n stel trappe opgedra moes word om 'n raadsvergadering by te woon. Dit weens die huisbak in die gebou wat vir die afgelope 3 maande buite werking is. Die party meen hy het al verskeie kere die munisipale bestuurder Thabo Ndlovu en die speaker Selina Mohokwe gevra om 'n volhoubare oplossing vir die probleem te vind. Die VF+ se Gautengse wetgewerlid Jaco Mulder het die LER vir samewerkende regering en tradisionele sake Jacob Mamabolo ook versoek om dringend aandag aan die saak te gee. Ten spyte daarvan dat die Vrystaatse Onderwysdepartement die grootste toewysing in die provinsie se begroting kry, wil dit voorkom asof daar steeds 'n begrotingstekort is. Die provinsie het in totaal 45,8 miljard rand in die huidige boekjaar gekry om sy dienste te lewer. Volgens die LPW van die VF+, Armand Kloete, sal die toewysing van 18,8 miljard rand vir die 2025-2026 boekjaar steeds 'n agterstand van 1,6 miljard rand tot gevolg hê. Kloete sê dit word veroorsaak deur 'n oortrokke bankrekening van 660 miljoen rand, as ook 'n agterstallige voordeelbetalings aan derde partye ter waarde van 960 miljoen rand. Hy meen indien die wysiging op basiese onderwyswette of BELA graad R verpligtend maak, sal dit nog onderwysers aangestel moet word wat die provinsiale onderwysdepartement baie meer geld gaan kos. En 3 mense is dood en 55 beseer in 'n ongeluk op die R36 pad naby die Strydom-tonnel naby Burgersfort in Limpopo. 'n Woordvoerder van die verkeersdepartement, Tidimalo Chuene, sê die bestuurder van 'n vragmotor wat werkers vervoer het beheer daaroor verloor. Die vragmotor het verskeie kere gerol terwyl dit by 'n helling afgerol het. 20 passasiers, insluitend die bestuurder, het ernstige beserings opgedoen. En dis die nuus vir die dag. Dankie dat jy saam gekyk het.